Onthou jy COVID se alleen nagmaal? Weet jy, COVID het so 'n bietjie in die verlede verdwyn. Ons weet daar was 'n groot pandemie, maar ons onthou nie die mooi detail daarvan nie. Onthou jy hoe dit die kerk geraak? Jy kon vir maande lank nie saam met mense in 'n kerk sit nie. En toe het ons vir die eerste keer ontdek, jy kan maar aanlyn, soos nou, na boodskappe luister, en dit het 'n gewoonte geword. En toe het ons vir die eerste keer alleen nagmaal gevier. En dit was baie spesiaal. Want jy het jou stukkie brood nie uit die hand van 'n diaken ontvang nie. Jy het dit self in jou hand neergesit, self geëet, self 'n slukkie wyn gedrink, en dit was so intens persoonlik en spesiaal. Al was dit alleen, al was dit sonder die mense, was dit baie naby aan die Here vir vreeslik baie mense. Dit was baie mooi, maar in COVID het daar 'n gewoonte gekom wat ongelukkig nog steeds aangaan, dat ek al hoe meer op my fokus. Dit gaan oor my. Wat beteken dit vir my en 'n bietjie minder oor die ander mense, ook by die kerk? Dit is vir my partykeer goed genoeg om net alleen 'n boodskap te kry. Dit is nie so nodig vir my om spesiaal te gaan en tussen die ander mense te gaan sit nie. Ons het partykeer maar baie kerklui geword, en ook die mooi ding van nagmaal het ietsie verkeerd gekry. Want die seën wat ek ontvang is nie bedoel vir my alleen nie. Die seën wat ek kry is bedoel om deur my te gaan en aangegee te word na ander. Dit mag nie by my stop nie. Ek hoef dit nie vir God terug te betaal nie, maar ek moet dit aangee. Don't pay it back, pay it forward. Die seën wat ek kry, moet ek aangee, en dis by die nagmaal, by die sakramente ook. Want dis hoe God se plan al die eeue werk. Toe hy vir Abraham roep, toe sê hy, ek gaan vir jou roep, en dit gaan vir jou 'n besondere uitverkiesing wees, maar ek gaan vir jou seën, sodat deur jou al die nasies geseën gaan wees. Dus die seën het nie daar gestop nie. Die seën het deur hom verder gegaan, en selfs die verbondstekens van die ou verbond. Die besnydenis in die Pasga was baie intens persoonlik vir Abraham gerig en vir sy nageslag. Maar nadat hulle besny is, het hulle deel geword van 'n volk. As hulle die Pasga vier, dan vier hulle dit as 'n gesin, as 'n volk rondom die tempel. Dis persoonlik, maar nie slegs persoonlik nie. En dis nogal 'n neiging wat in ons moderne samelewing baie bestaan. In ons moderne samelewing gaan dit oor my individualisme. Ek vra, wat kry ek daaruit? As ander godsdienste ook, die hindoeïsme se meditasie is baie intens persoonlik gerig. Die ander mense is nie so belangrik nie. Maar Christus sê, ek seën jou sodat jy ander kan seën. En dis by die nagmaal ook. Die nagmaal wat ek persoonlik gekry het by die huis was eintlik maar 'n noodmaatreël. Want die nagmaal is bedoel om in 'n gemeente gevier te word. Dis bedoel dat as ek die genade tekens kry, dan kyk ek rondom my en dan sien ek, hier's 'n ander sondaars wat ook dit ontvang. Hulle het dit net so nodig, en daarom dank ons saam die Here, en as ons klaar is, sing ons 'n loflied tot eer van die Here. Selfs die doop. Die doop is so persoonlik. Maar as ek eers 'n gedoopte is, dan sê die Here, dit moet nie by jou stop nie. Jy moet nou gaan en jy moet dit verkondig aan
al die nasies hulle disippels maak en dan doop hulle ook sodat hulle weer vir ander kan doop. Ons is geseën om ander te seën. Ons is nie bedoel om 'n kerk binne jou mure te wees nie. Ons is 'n kerk sonder mure. En daarom moet ons aangaan dat ons regtig sê, ek gaan my nagmaal kom kry, kom geniet saam met my gemeente, en daarna gaan ek uit en vir mense vertel, kyk net wat het die Here vir ons gegee. Ek is geseën om ander te seën. En daarvoor wil ek nou hê, moet ons bid en dankie sê. Hemelvader, dankie dat U vir ons seën uit met so oorvloed van seëninge. Dat ons mense wat dit nie verdien nie, U kinders geword het, verbondsmense geword het, en dan saam onverdiend klomp sondaars in 'n kerk kan gaan sit en die tekens kry. Die teken van U verbond, die doop, die teken van U vergifnis, die nagmaal. Gee vir ons die genade om dit intens persoonlik te belewe, nooit gewoon te raak daaraan nie. Maar gee vir ons die genade om dan vir alle mense te vertel, hulle het dit ook nodig, net soveel soos ek. Seën vir ons daarmee in Jesus naam. Amen. Ek wil vir u uitnooi om 2 interessante liedere te gaan soek op die internet en te luister. Annelies Wit het 'n lied geskryf met die woorde wat presies by hierdie boodskap aanpas, geseën om te seën. En dan Lucas Marie, wat ook al oorlede is, hy en Annelies Wit is albei oorlede, het 'n lied geskryf, die weduwee se kruik, wat sê, as ek nou goed uitgooi, dan beteken nie ek het minder nie, om die waarheid te sê, dan word dit meer en meer en meer, en dis my versoek. Deel uit, jy gaan baie meer hê. Seënwense.